Ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Met kunstenaars wat insluit Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een verhoog kan jy uitsien na oorspronklike liedjies en saamsing treffers. Besoek ons sosiale media om in te skryf en dalk sit jy volgende maand heel voor in die gehoor. Hier is ons volgende gas met haar spiksplinternuwe liedjie en musiekvideo Abnormaal. Dis baie lekker om jong talent in die musiekbedryf te verwelkom, is natuurlik baie opwindend en daarom het ek vanmôre vir Karin genooi om saam met ons te kom kuier in die ateljee met daai nuwe liedjie van haar Abnormaal. Ja, hallo Pieter. Niks abnormaal daarin is vrek lekker. Nee, baie lekker. Ja. Love it. Hoor jy en wat geniet jy nou die meeste? Want vertel vir my nou 'n bietjie. Ek meen, waar kom jy vandaan? Op watter ouderdom het jy begin? Dis vars, jy's 'n lentebries. Ja, dankie. Ek sing nog altyd. Ek dink nie daar's 'n tyd wat ek gesê het ek begin nie. Ek dink my ouers het van vroeg af gewens ek bly bietjie stil. Maar ek kom van Kreersdorp af, ook nog altyd daar. So een plek, my ding, al die pad nog heeltyd. Hoor jy en waaroor gaan Abnormaal? Net so vinnig. Ek weet ons nou so 'n teasertjie vir die mense gespeel en self beloer. So Abnormaal waar ek vasvang, nie net daai typiese alles is lekker, mooi, alles is lekker en mooi as jy verlief is, maar die goals wat saam met dit kom van, jy verander bietjie wanneer jy verlief is, jy dink heeltyd aan daai persoon, jou roetes verander, al daai goals vasvang van verlief wees. So dis tipies daai ding, weet 'n ou dink glad nie meer stryd soos hulle sal sê in Engels nie. Jy's verlief en jy dink nee, wag, ek moet myself net gefokus hou, maar dan kom al daai goedjies en dis wat jy in die liedjie saamgevat het. Presies dit. Self geskryf? Ja, ek het saam met Igor Ludik en Nick Jordaan het ek Abnormaal geskryf, maar meeste van die, soos die vers en goedjies het ek geskryf. En wat is vir jou die lekkerste deel van die skryfproses? Was dit 'n uitdaging of is dit iets wat maklik kom? Hierdie was 'n liedjie wat 'n hele ander skryfproses as gewoonlik is, baie langer gevat, want ek wou baie graag ook die publiek se inset hê op dit sodat ek dit so relatable as moontlik kan maak. So ek het van die publiek se stories en vir hulle gevra, hoe beskryf jy verlief wees? En dit saam met my storie probeer in mekaar sit. So dit was 'n lekker lang proses, maar dit was baie lekkerder eintlik as om net alleen te sit en te skryf. Daar was seker 'n paar lekker surprises, net wat ek meen, 'n ou het mos maar jou eie perspektief oor hoe jy liefde ervaar of verliefdheid ervaar, maar dink jy ook daar was baie raakpunte van mense? Daar was regtig, ek dink baie mense het verduidelik ook hoe onverwags dit gekom het. Soos hulle het dit glad nie verwag nie en toe is daai persoon daar en alles verander net in 'n oogwink. So dis een ding wat ek definitief soos 'n relatability tussen almal kon sien. So dis hoekom ek ook jy was onverwags die eerste lyn gemaak het van die koor, want ek dink baie mense verwag dit nie en dan skielik is daar. Verliefdheid kom soos 'n tandpyn in die nag. Ja. Jy's nou gedink ek gaan sê soos 'n dief in die nag, maar nee, hy styg op soos 'n tandpyn. Vertel vir my 'n bietjie van die musiekvideo. Dit lyk of jy baie pret gehad het daarmee ook. Ag, dit was baie lekker. Ek het al my vriendinne saam met my gehad, ook in my beste vriendin se huis geskiet, so dit het gevoel soos die tweede huis. So dit was baie lekker. Ons wou daai tipiese gevoel vasvang van die oomblik as jy 'n ouetjie ontmoet, is die persoon waarna toe ek hardloop, my beste vriendin. En ons geen lekkerder plek as om te praat oor hierdie ouetjies as by sleepovers om jou vriendinne nie. Dit waar al die skinder gebeur. Ek wou daai gevoel vasvang in D&D en Stefan Kloppers het dit perfek vasgevang in die video. So wat wil jy met mense huis toe vat as hulle nou na Abnormaal luister? Ek dink hulle moet nie alleen voel in daai mal gevoel van verlief wees nie. Soos nie net daai tipiese romantiese liefdesliedjie nie, maar daai fun gevoel, alles skielik mooi en lekker as jy verlief is. So ek wil hê mense moet relate en saam kan sing. Ons gaan nog baie meer van jou hoor, glo ek, en hoop ek. Hoop so, definitief. Hierdie is natuurlik op al die musiekplatforms en goeders beskikbaar. En toe ek nou oor die klavier gesels, jy doen ook klavierlesse, is nie? Ja, ek doen klavier en vocallesse by Robin Studios. Juffrou, Karin, baie dankie vir vanoggend by ons kom kuier. Nik was Abnormaal hier aan nie. Dit sal wel wees as jy nie gou weer kom kuier nie. Nou ja, dis al van ons kant af wat vanoggend aan betref. Moenie vergeet van ons heruitsendings om 10:00 en 2:00 in die middag nie, as jy dalk so 'n bietjie laat was met die TV vanoggend. Môreoggend is ons terug op ons plek met net die beste en die lekkerste om jou 'n goeie môre en 'n good morning te gee. Van ons almal tot môre. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Baie lekker dag. Bye bye.